1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus maak die verlamde man gesond. 'n Paar dae nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het die nuus versprei dat hy in 'n huis was. Baie mense het gehoor van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hoe hy siekes gesond gemaak het en duiwels uitgedryf het. Almal wou hom sien en na sy lering luister. Gou was die huis propvol mense. Daar was so baie mense dat daar nie eens plek was om by die deur in te kom nie. Almal het styf te mekaar gestaan, gretig om elke woord te hoor wat Jesus gesê het. Jesus het vir hulle die woord van God verkondig. Hy het hulle vertel van God se liefde en van die koninkryk van die hemel. Terwyl Jesus besig was om te leer, het 4 manne by die huis aangekom. Hulle het 'n vriend gedra wat verlam was. Hy kon glad nie loop nie en moes op 'n mat lê. Hierdie 4 vriende het gehoor dat Jesus in die dorp was en hulle het geglo dat Jesus hulle vriend kon help. Hulle het gedink, as ons net ons vriend na Jesus toe kan bring, sal hy hom gesond maak. Maar toe hulle by die huis kom, kon hulle nie naby Jesus kom nie. Daar was te veel mense en niemand wou plek maak nie. Hulle kon nie deur die deur inkom nie. Maar hierdie 4 vriende was baie vasberade. Hulle wou nie moed opgee nie. Hulle het rondgekyk en 'n plan gemaak. As ons nie deur die deur kan inkom nie, het hulle gedink, dan sal ons 'n ander manier moet kry. In daardie tyd het huise in Israel plat dakke gehad. Mense kon met 'n trap of leer op die dak klim en hulle het dikwels op die dak gesit in die aand om die koel lug te geniet. Die dakke was gemaak van hout, riet of klei. Die 4 vriende het besluit om hulle verlamde vriend op die dak te neem. En dit was nie maklik nie. Hulle moes hom versigtig dra terwyl hulle die trap opklim. Maar hulle was bereid om enigiets te doen om hulle vriend by Jesus te kry. Toe hulle op die dak kom, het hulle begin om 'n gat in die dak te maak, reg bokant waar Jesus was. Hy het die klei en riet weggebreek totdat die gat groot genoeg was om hulle vriend deur te laat sak. Kan jy jou indink hoe verbaas die mense in die huis moes gewees het? Hulle was besig om na Jesus te luister toe stof en stukkies dak skielik op hulle begin val het. Almal het opgekyk en gesien hoe 'n gat in die dak verskyn. Toe het die 4 vriende toue aan die mat vasgemaak waarop hulle verlamde vriend gelê het. En baie versigtig het hulle die mat met hulle vriend daarop deur die gat in die dak laat sak, reg voor Jesus. Jesus het na die verlamde man gekyk wat voor hom op die mat gelê het. Hy kon sien dat die man nie net genesing vir sy liggaam nodig het nie, maar ook vir sy siel. So, in plaas van om dadelik die man se verlamming te genees, het Jesus iets verrassends gesê. Seun, jou sondes is vergewe. Daar was sommige skrifgeleerdes, mense wat die Joodse wet bestudeer het, wat ook in die huis was. En toe hulle hoor wat Jesus gesê het, was hulle geskok. Hulle het by hulle self gedink, hoe kan hierdie man so praat? Hy spreek godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het geweet wat hulle dink. Hy kon hulle gedagtes lees. Hy het vir hulle gesê, waarom dink julle hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker om vir die verlamde man te sê, jou sondes is vergewe? Of om te sê, staan op, neem jou mat en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het op die aarde om sondes te vergewe. Toe draai hy na die verlamde man en sê, ek sê vir jou, staan op, neem jou mat op en gaan na jou huis toe. En dadelik het die man opgestaan. Sy bene wat vir so lank nutteloos was skielik sterk. Hy kon staan, hy kon loop. Hy het sy mat opgetel en begin loop, reg voor almal se oë. Al die mense was verbaas en het God verheerlik. Hulle het gesê, ons het nog nooit so iets gesien nie. Hulle het besef dat Jesus nie net 'n gewone man was nie. Hy het die mag gehad om sondes te vergewe
en om siekes gesond te maak. Die 4 vriende was sekerlik baie bly dat hulle die moeite gedoen het om hulle vriend na Jesus te bring. Hulle geloof is beloon en hulle vriend is nie net genees nie, maar sy sondes is ook vergewe. Onthou dat Jesus beide ons liggaam en ons siel kan gesond maak. En net soos die 4 vriende hulle verlamde vriend na Jesus gebring het, kan ons ook ons vriende na Jesus bring deur vir hulle van hom te vertel en vir hulle te bid. Jesus is altyd gereed om te help en hy is bly wanneer ons genoeg geloof het om na hom toe te kom, selfs as ons deur 'n dak moet breek. Fluit, fluit, my storie is uit.